Welkom by Rou en Reguit, die plek waar ons praat oor regte lewe, die goeie dae, die slegte dae en hoe om aan te hou, selfs as dit moeilik raak. Ek is Franco en ek deel my storie en wenke om jou te inspireer om jou eie lig te vind. Hier hou ons niks terug nie. Dis Rou, dis Reguit. Kom ons chat. So ek het vandag besluit, hierdie episode is iets wat ek met julle moet deel. Want dit is iets wat al lank deel is van my lewe en iets wat 'n groot probleem eintlik veroorsaak het in my lewe. So hierdie episode raak my eintlik nogals baie diep, want dit is 'n baie sensitiewe onderwerp en dit is nie maklik om oor te praat nie. Maar vandag wil ek vir julle vra, wie is jou God? Nie jou kerk se idee van God nie, of jou ouers se idee van God nie, of ewen die prentjie wat jy in jou kinderbybel gesing het nie. Maar wie is jou God? Wie is hy vir jou? Want ek het vir 'n lang tyd, het ek geglo dat 'n God, my God, 'n checklist is. 'n Lys van goed en van kwaad. As ek die regte goed doen, gaan ek hemel toe. En as ek die slegte goed doen, dan gaan ek brand in die hel. En as ek iets in my lewe wou aanpak, of my talente uitbring, moes ek eers nou wag vir 'n stempel van goedkeuring. Moes ek eers wag vir iemand om vir my te sê, ja, jy het ons seën daarop. En as ek nie gehad het nie, dan was ek verlore. Dan was ek blind. Dan was ek die probleem. Maar kom ons sê vandag, wat as ons sê ons is klaar? Klaar met 'n godsdiens wat sê, jy moet in 'n perfekte boks inpas. Maar dan wil hulle self vol valsheid en oordeel sit. Ek is klaar om te hoor hoe ek 'n slegte mens is, omdat ek vra. Terwyl diegene wat dit sê, hulle eie lewens agter 'n masker wegsteek. Ek is klaar om mense te sien wat sê, God is liefde. Maar dan draai en sê jy vir my, dat God my gaan verbrand, as ek alles nie volgens jou wil doen nie. Waaroor is godsdiens vir ons eintlik? Ek wil iets sê, nee, en ek dink meeste van julle gaan my nou misverstaan. Maar luister mooi wat ek vir jou sê. Godsdiens het 'n doel gehad in hierdie lewe. Dit het mense 'n manier gegee om nader aan God te beweeg. Dit was 'n struktuur, 'n raamwerk. Dit was nooit 'n probleem gewees nie. Maar toe het die mense dit kon verander in 'n kontrole meganisme. In plaas daarvan om mense te help groei, begin dit mense vasvat in skuldgevoelens, in vrees, vir 'n lys van take wat nooit einde het nie. En toe word geloof 'n ding van beheer, eerder as 'n verhouding met God. So nou kom sê mense vir my, hulle lewe vir God. Maar eintlik leef hulle vir 'n beeld. Hulle deel Bybelverse op Facebook, maar kyk hoe lyk hulle lewens. Dis geoordeel, dis vol haat, en hulle sit met 'n masker. Wanneer die kerke 'n plek van perfeksie word,
'n plek waar jy moet kom as jy nou inpas. Dit's nie reg nie. Dit moet 'n hospitaal wees vir die gebrokenes. Maar kyk hoe lyk dit. Baie mense voel nie eers meer welkom daar nie, want hulle is nie heilig genoeg nie. Hulle is sondaars. Hulle is nie netjies genoeg nie. Hulle is nie soos jy wil hê hulle moet wees nie. Maar kom ek vertel julle 'n bietjie iets. Jesus het nie tussen die perfektes gaan sit nie. Hy was by die verlores, die verstotenes, die mense vir wie die kerk gesê het, hulle hoort nie daar nie. So nou vra ek vir julle, as Jesus vandag by jou kerk instap, sou hulle hom laat inkom? Want toe hy op aarde was dit die godsdienstige mense wat vir hom gesê het, hy is 'n dronkaard, 'n rebel, 'n bedreiging. Dit was hulle wat hom wou kruisig, want hy het nie in hulle kerkprentjie ingepas nie. En die waarheid hier is, Jesus het nooit homself probeer regverdig nie. Hy het net sy waarheid geleef. Hy het nie in die bokse ingepas nie, want God pas nie in bokse nie. Jesus en godsdiens is nie dieselfde ding nie. Ek weet mense gaan my aanvat oor wat ek nou vir julle gaan sê, maar luister. Jesus en godsdiens is nie dieselfde ding nie. Hulle is nie eers naby aan mekaar nie. Die een is die werk van God en die ander is 'n mensgemaakte stelsel. Die een is 'n antibiotika en die ander een is 'n siekte. Die een sê jy is 'n slaaf, die ander sê jy is my kind. Een sit jou in toue en boei jou vas, en die ander een maak jou vry. Godsdiens is mense wat op soek is na God. Geloof is God wat op soek is na die mense. En weet jy hoekom ek kan staan en sê ek is vandag vry? Want toe ek op my laaste was, toe ek verlore was, toe ek niks werd was nie, het God hierdie man gekies. Hy het gesê, Franco, ek kies jou. Toe my God daar gehang het, in pyn en bloed, het hy uitgeroep, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. In daardie oomblik van pyn en lyding, het hy aan jou gedink, en het hy aan my gedink. Hy het my gekies, hy het my gesien. So wie is jy om vir my te sê, God het my nie lief nie? Wie is jy vir my om te sê, ek gaan nie hemel toe nie? My God en die idee van godsdiens is nie dieselfde ding nie. My God is 'n God van liefde. En ek staan voor my God met al my sondes, met al my slegte gewoontes, staan ek voor God, want weet jy wat, my God het my gekies. En ek hoef nie my elke episode te maak met 'n Bybelversie. Ek hoef dit nie te doen nie. Want hier praat ek die waarheid en goed wat te moeilik is vir ander mense om te sê, wat agter hulle godsdiens en hulle maskers wegkruip. So waar is jou geloof?
Ek sê dit nie vandag om mense aan te val nie. Ek sê dit omdat ek moeg is vir valsheid. Moeg is vir mense wat God se naam gebruik om ander mense te manipuleer. Om ander mense sleg te laat voel. Om vir ander mense sê God het hulle nie lief nie. Moeg vir 'n geloof wat oor beheer gaan en nie oor liefde nie. Moeg vir die masker van geloof. As jy geloof het, maak seker wat is joune. Maak seker dit is nie 'n lys vir take wat jou onderdruk en jou depressief maak nie. Maar 'n werklike verhouding met God. Maak seker dit is nie 'n beeld nie, maar 'n lewenswyse. En as jy moeg is vir die valsheid, moeg vir die oordeel, moeg vir die moeds en die moenies sonder liefde. Jy is nie alleen nie. Maar moenie ophou soek na die waarheid nie. Net omdat mense God verkeerd uitbeeld, beteken nie hy is verkeerd nie. Hy is nog steeds lief vir jou. In wat ook al omstandighede jy is. En ek sê vir jou dankie dat jy weer eens kom luister het na my episode. Ek weet hierdie episode was 'n rowwe een. Maar party goed moet gesê word. So vir almal wat vir my gesê het, my episodes moet meer Christelik wees. Hierdie laaste boodskap is vir elke liewe een wat vir my gesê het. Vir almal wat gedink het ek moet my woorde filter, my vrae los, my eerlikheid verander sodat ek inpas by julle weergawe van geloof. Ek sê dit nou en ek sê dit hard en duidelik. My God is groter as jou godsdiens. Ek is nie hier om vir mense 'n gemaklike boodskap te gee nie. Ek is nie hier om vir jou te sê wat jy wil hoor nie. Ek is hier om die waarheid te praat. En as dit jou ongemaklik laat voel, dalk moet jy vra, hoekom? God pas nie in by julle prentjies nie. Hy is groter as julle reëls. Hy is groter as julle boksies. Hy is groter as julle kerkmure, julle tradisies en julle lys van goed en sleg. So as jy my vra om meer Christelik te wees, my broer, my suster, ek het nuus vir jou. Ek volg nie jou weergawe van geloof nie. Ek volg God, my God van liefde. En hy is baie groter as wat jy hom probeer maak. En ek staan voor hom met my sondes wat ek dra, nie jy dra nie, wat ek dra. En hy het my gekies. So dankie dat julle geluister het. Ek hoop julle geniet die res van die week en die naweek. Groete.